Goeiemôre, ek is Philip Vermaak, Hartenbos Rivier Forum voorsitter en ook direkteur van CBS TV. Nou vandag met die twee hoede wat ek op het, wil ek met julle praat. Ek wil julle eintlik verslag lewer van wat by die Hartenbos Rivier eintlik aan die gang is. As ek so rondom my kyk, is die visse wat hier so lê, dis eintlik 'n teken dat ons besig was om die rivier reg te kry. En dis wat dit jy so hartseer maak. Hierdie visse is spekvet en gesond. Hulle is eintlik rond, so vet is hulle. Wat vir jou wys, die stelsel was besig om reg te kom. Nou die stelsel is reg as jy die rivier oopmaak en as ons 'n oop mond stelsel kan hou. En dit is wat die oorwerhede keer. Maar ons het 'n rioolaanleg wat so 2.2 km stroom op is, wat 500.000 liter plus water per uur in die rivier stort. Maar dis nie regtig die probleem nie. Kyk, daardie is behandelde water. Ek sal nie sê dit is die standaarde nie. Ek kan nie daarvolgens spreek of dit publiek maak wat die toetsresultate is nie. Bloot eenvoudig omdat ek dit nie in my hande het nie, anders het ek. Maar ek kan vir julle sê dat daai water is van 'n beter gehalte as wat meeste mense sal dink. Sal ek dit drink? Sal ek daarin swem? Baie beslis nie. Ons het wisselwerking van die see af nodig om daardie water te neutraliseer. En ons kry dit op die oomblik reg om ten minste 6 na 7 of 8 keer 'n jaar die mond oop te kry. En jy het nie nodig om 'n rocket science of PhD of enige topgraad te hê om te verstaan dat 'n oop mond beteken 'n gesonde rivier. 'n Toe mond en dit gebeur. Hierdie was daadwerklik daai oomblik wat die mond toegemaak het en ons het 'n hittegolf, is dit wanneer jy 'n algebloem kry en die suurstof uitkom. Ek staan nou voor hier by die mond waar oopgemaak is en soos julle kan sien, ek gaan vra dat die kamera net vir julle beweeg. Gaan julle sien, hy het redelik oopgespoel na die klein sloot wat gegrawe is vir 'n emergency breach. En julle sal ook oplet, laat hy meander weg van waar hy oopgemaak is. Nou kyk, daar is 'n hele paar scenario's wat ons daarvoor kan sit, en hier waar ek nou staan, is waar ons die heel eerste keer vandat ek betrokke geraak het, die mond oopgemaak het. En ons het baie kritiek ontvang van die publiek af. Baie mense het vir ons gesê dat die oorspronklike loop, en die kamera sal my volg, was altyd gewees daar teen die parkeerarea gewees. Nou kyk, ek kan nie daarteen stry nie. Ek was nie betrokke gewees nie, ek was nie daarby gewees nie. Maar ons het sistematies van hierdie punt af elke keer 10 meter aangeskuif en aangeskuif. En die eerste keer wat ons mond oopgemaak het, het hy altyd geneig om hierdie kant te beweeg as hy oopmaak. Totdat ons in die middelpunt begin oopmaak het hy daai kant toe geneig. Nou ek kan vir julle sê, die bespiegeling is rondom die aardrotasie, dat dit is wat om hierdie kant te druk, dat daar gewigdrukking van die huise en alles op daai heuwels is, wat dit hierdie kant te forceer. Wat dit ook al is, op die einde van die dag, as ons hier oopmaak, bly die mond die langste oop. Nou hier waar ek nou staan is nie waar oopgemaak is nie. Dis meer, amper 30 meter daai kant toe wat ons oopgemaak het, en dit is hoe hy oopgespoel het. Dit is die natuur. Dit is nie iets waarteen ons kan gaan nie, dit is nie iets waarteen ons beheer het nie, en dit is nie iets waarvoor ek gaan verantwoordelikheid vat vir die mense wat deeltyd vir my sê, dit is die verkeerde plek nie. Ek kon tot op hede, en ons kontakpersoonlede sal op die skerm wees, kon nog niemand vir my 'n foto bewys gee, dat die mond oorspronklik daai kant was nie. Daarsonder, en sedert ons daai groot storms gehad het, wat daai skade aangerig het, is dit iets waarvanaf ons redelik wegbly. Nou moet ek vir julle sê, en ek gaan nou vir julle wys waar die sementpaadjie ensovoorts ook die rigting van die rivier beïnvloed het. Maar wat die grootste kommer is die oomblik wat hierdie rivier oopmaak, is die sand wat ingespoel word. Nou kyk, ek weet, ek is persoonlik, ek is pro oopmaak, ek is pro oop mond stelsel. Ek kan nie sien hoe ons hierdie mond kan toehou. Daar's 'n hele klomp mense wat op sosiale media vir my sê ons is veronderstel om hom toe te hou, die natuur sy gang te laat gaan. Maar stroom op het ons op die oomblik 'n rioolaanleg wat water instort
wat mensgemaak is. Nou, logika sê vir my, as jy stroom op 'n mensgemaakte invloed op 'n rivier het, moet jy stroom af 'n mensgemaakte invloed hê wat daai invloed neutraliseer. Die natuur kan nie daar inklim nie. So wat ons bo doen, moet ons onder die effek uithaal. Nou ja, die owerhede sê, en dit is wat hulle aan tafel sê, die oomblik wat hulle hierdie toelaat, gaan hulle die Mosselbaai munisipaliteit groen kaart gee om te stort soos wat hulle wil. Dit is nie net 'n belediging aan die Mosselbaai munisipaliteit se integriteit nie, maar dit is 'n belediging vir ons intelligensie ook. Want regtig, hierdie is die enigste oplossing wat ons het, is om die mond te kan oophou. Maar my hoofpoging gaan wees, laat ons situasies soos hierdie, wat nou amper 'n jaarlikse verskynsel is, kan begin verhoed. Mense, hierdie visse het niemand wat vir hulle praat nie. Daar's niemand wat vir hulle opkom nie. Nie een van hulle kan aan tafel gaan sit en met die owerhede of met jou of met my praat oor wat hier binnekant aangaan nie. Nou die owerhede het al vir my gesê, ons kan nie oop hê nie, want dan laat ons die visse inkom en hier binnekant word hulle net doodgemaak. Dit is waarheid. Daarteen kan ek nie stry nie. Daarteen kan niemand stry nie. Van die getuienis daarvan lê hier reg rondom ons. Die voëls is vet gevreet. Hulle is die enigste ouetjies wat partytjie hou op hierdie situasie. Die probleem het ingekom dat hierdie rivier te vlak word. En so wat hy te vlak word, van sand wat inspoel, natuurlike toesluk, is die rivierwaterlevels van so 'n aard, dat as die son so bak so wat dit in die laaste week of 2 gebak het, en die mond maak toe, want die oomblik wat die mond toemaak, die mond is soos 'n natuurlike radiator, die seewisselwerking gee vir ons suurstof, vars en nuwe suurstof wat die heeltyd in en uit beweeg. So dit hou dit aan die lewe. Dis 'n lewensbron, dis soos daai masjien wat jy die plak ooptrek, maar die oomblik wat hy toemaak, daai moment, dan kry ons 'n algeboom hier binnekant. En natuurlik al die vis wat ingekom het, want dis waar die probleem is. Maak jy hom nou oop. Hierdie rivier is besig om uit te spoel. 'n Vis swem nie stroom af nie. 'n Vis swem stroom op. Dit gaan nie maak dat die visse uitgaan nie. Dit gaan maak dat die visse permanent inkom. En hulle kom in na 'n gewisse dood toe. Hoogwater, ander saak, dan kry ons water wat inspoel, en as hy dan uitspoel, kan jy 'n mate kry van visse wat gaan uitbeweeg. Maar hoekom? Hy het nou net vars water gekry, hy is in euforia. Die klein visse het nie groter roofvisse wat hulle jag hier binne nie. Dis waarvoor hulle wegkruip in 'n rivier. Dis wat die rivier so 'n belangrike deel van die ekosisteem maak. So wat doen ons? Ons kan net bagger. Ons kan net 'n program loods, 'n environmental impact studie met die vraag aan die owerhede, laat ons hierdie rivier gebagger kry. Want julle sien, as ons op sy vlak kan laat terugkeer na wat dit 10, 15 jaar terug was. Dit 10 jaar terug, toe doen ek 'n dieptepeiling op hierdie rivier. Nou, ek was 'n leek, ek het nog nie die stelsel geken soos wat ek hom vandag ken nie. En ek het dit oor 'n tydperk gedoen. Sonder om in ag te neem hoeveel water inkom, hoe die DWS-stelsel se watervlak verskil in daai weke tussenin, het ek verskillende punte gaan neem en ek het 'n dieptepeiling gemaak. En so wat ek meer en meer inligting begin kry het, het ek agtergekom al daardie werk was verniet gewees. Maar wat ek wel kan bepaal, is dat as ek net 'n formule uitwerk van wat my foutfaktor kon wees in verskil met die water wat ingekom het, kom ek steeds op 'n 1.9 meter vlak diepte algeheel standaard in die rivier. Die gemiddelde riviervlak was 1.9 meter. Ek het so 'n paar maande terug, toe doen ek dit in 1 dag met 'n bootjie saam met 'n vriend van my, en ons begin onder van die onderste punt af en ons kom deur. En ek werk dit uit op 0.7 meter. Dit het met 1.2 meter toegespoel. Dis hoekom hierdie rivier so volatiel is, so wat hy is op die oomblik. Dis waar ons grootste probleem, oninaggenome die rioolaanleg.
Die rioolaanleg is verantwoordelik vir die mate van alge wat ons het, die nutriënte wat in die water is. Nou, daardie nutriënte voer nou weer ekosisteme wat visse voer. Weet so, daar's 'n ekwilibrium wat ons kan kry. Daar's 'n punt wat ons kan maak, laat die twee kan saamleef. Daarvoor het ons nodig om die twee konstant mekaar verbind te hou. En wanneer ons situasies het soos nou, het ons dieper water nodig vir die visse om te kan skuil. Weet, as ons 'n dieper watervolume in die rivier het, het ons 'n langer tydperk wat die rivier homself kan reguleer. Dit sal hierdie visvrekters voorkom. Dit sal maak dat die rivier weer kan teestaan wanneer ons hittegolwe het soos ons nou gehad het. En dit sal verhoed dat miljoene visse op hierdie oewer lê wat gevrek het. Jy sien, die oomblik wat daai vis begin om te sukkel, is hy klaar dood. Sy doodsvonnis is klaar gevel. Daar's niks wat jy kan maak nie. Jy kan nie daai vis uithaal en in die see sit nie. Hoekom nie? Want daai vis het reeds so verswak dat hy nie die golwe kan trotseer nie. Ons is 'n paar jaar terug het ons gesien, toe word die visse uitgespoel op die sand. Weet, ons het betyds oopgemaak. Dit was alles was betyds gemaak om die visse te red. Maar dit hulle klaar so verswak, hulle kan nie die golwe trotseer nie. En die see spoel hulle eenvoudig net uit. Alles het weer gevrek. So daar is in werklikheid geen ander oplossing vir ons as om hierdie rivier te bagger nie.